No, stories like that. Okay, sout. Dit is 'n geurmiddel. Oh ja, by the way, sorry guys. Laasweek het ek gesien doen ek Engels en ek sê vanaand doen ek in Afrikaans. Okay. If you don't understand anything, please ask me. No, I'm recording myself. It's fine. Okay, you're going to Yes. Okay. Sout is 'n geurmiddel. Dit is 'n preserveermiddel. Dit is 'n ontsmettingsmiddel. Sonder sout is kos onsmaaklik en laf. Met sout is kos geurig en smaaklik. Wat is jou geur? Watse geur of smaak laat jy by ander? Of het jy laf geword? Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer as om buite gegooi te word en deur mense vertrap te word nie. Nou, wil ek vir julle vra, wat is die sout van die aarde? Hoe sal julle dit sien? Wat is jou, hoe noem mens dit? Graad, soutgraad? Jy weet nie, jou soutstandaard. Kom ons vra, wat is jou soutstandaard? Wat dink jy is jou soutstandaard, dat jy sout werd is? Ek sou sê jou kwaliteit. Okay, ons sal hom invat, ek aanvaar hom, want dit val onder getrouheid. Okay. Just God, just Father. Yes, but your jou eienskappe, the fruits that you bear. Let me put it that way. What is the fruit that you bear? And I gave it away now. Love. Yes, Alicia. Kindness. Love. Yes. Ja, ek het gehoor jy die plek gedoen het, sê jy nie van my wat. Oh, Sherbet, maar ja, okay. Alrighty then. Okay. Galasiërs 5. Sy het 'n antwoord vir. Ja. Ja, dit is niks vir die. Dit is net vir maar. Ek weet dit vir. Sit jy sout in jou pizza? Ja. Yes. That is part of my secret ingredient. Ja, ek wil gou vir julle iets vertel, né? Baie mense dink vir bitter sit jy suiker, maar nee, die ding wat suiker kanselleer is sout. En dan die ding wat sout kanselleer is suiker. So wanneer jy sout en suiker kombineer, dan ontplof 'n ding se smaak. Ja. So jy weet die key ingredient, die ding wat tussen jou en afstaan is die sout. Ja. Goed, Galasiërs 5 vers 22 tot 23 sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is jou sout. Wat jou sout maak en wat keer dat jy nie laf word. Yes, presies dit. Maar nou wil ek julle vra, as jy laf geword het, hoe is jy dan? As jy met ander woorde jou soutwaarde verloor het. Kingdom terrible. Yes. Okay, but what do? What characteristics do you do to be Evil. violent, evil? Yes. Galasiërs 5 vers 20 tot 21 sê, dan doen jy afgoderry. Yes. Towery, vyandskap, twis, jaloesheid, waaroor ek en jy nou gepraat het, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns en jaloesie loop so, hand aan hand, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. And all icky Horrible stuff, things. all the horrible stuff that you can think of doing. Om jou vrou te klap bestaan. Ja, nou, ons besef nie regtig wat
ons impak op ander mense se lewens is nie. En dink ook nie ons houding of gedrag kan ander mense seermaak nie. Ons is so geneig om net oor onsself te worry. Die eie ek-sindroom. Me, myself and I. The evil vision. Ja, dat ons nie verder as net na onsself kyk nie. Soos ek sê, die me, myself and I. En dit is juist dan wat ons sout laf geraak het. En ons van geen meerwaarde is nie vir God. Vir God het jy dan 'n onsmaaklikheid geword. 'n Lawwe smaak. Sout wat laf geword het en net genoeg is op straat gegooi te word en vertrap te word. Ek het eintlik gaan probeer kyk of ek 'n prentjie kan kry wat hulle gebruik vir sout wat uitgegooi word. En raai wat kry ek, wat maak hulle met sout wat hulle uitgooi? Dis in die lande waar dit sneeu. Hulle gooi dit op die driveways en in die strate en goed. Dit was vir my die mees amazing sin. Dit was nou heeltemal onvanpas op wat my idee was, maar dit was my nogal. En die ander wyte is my geleer om sout by die ys te gooi, want dit hou die ys langer koud. Yes, dit het 'n impak op die ys of die sneeu. Ja. In Bobby's Bay, the roads were made out of salt. Where? Bobby's Bay. Oh yes. So dit is nogal vir my 'n interessante ding gewees en toe dink ek maar wat maak 'n pad? Jy loop en trap net op of jy ry 'n plat of wat ook al. So wat word van daai sout? Hy word vertrap. Ja, hier is hy. Ek gaan net terug na wat ons vrou gebeur het. Met 'n lotse vrou. Ja. Ek wil daaroor ook praat. Ek wil nou daaroor ook praat. Maar nou wil ek vir julle vra, maar hoe hou ek my sout smaaklik verander? Alright. Nou dis die vloedes julle sinne vereers, want ek wil weet, hoe gaan jy jou sout gerig hou? Nee. Ja, okay. Ek glo as jy tot bekering kom, kan jy weer jou sout maak na hy laf was. Maar hoe doen jy dit? Love. Okay. Love towards people, your neighbor, everyone around you. Okay. The Bible teaches you, love yourself as you love your neighbor. So therefore you've got to start from yourself and work outwards. Alicia. Well, basically show that God is in you through showing his fruit. Showing through? His fruits. Yes, exactly. And the thing is, this is where I think a lot of people literally fall out the bus. Because they don't know what it is to be the salt of the earth. Hulle weet nie hoe om soutwaardig te wees nie, as ek dit so kan stel. Naaste liefde. Naaste liefde is seker een van die belangrikste goed wat ons moet hê. Om, soos Michael nou het gesê, jy moet jouself lief hê, maar dan moet jy jou medemens lief hê, soos wat jy jouself lief het. Nee, ek gaan gevra, gaan jy jouself met 'n mes steek? En dan sê jy maar jy is lief vir jou man of jou vrou, maar jy lief aan jouself. Ja. Maar ek vra nou, Ja. gaan ek myself seermaak? Nee. Nee, asseblief Jy nie. moet jou medemens lief hê soos jouself. Nou, hoe op die aarde, wat maak dit nou, hoekom maak ek jou seer? Of hoekom maak ek jou seer? Want ek maak nie myself seer nie. Correct. Maar ons hou daarvan om mekaar seer te maak. Met ons kinderstories. Emosioneel. Ja. Ons praat sleg van mekaar. En ons is so jaloers op mekaar, want ons wil nie die son oor die volgende een laat skyn nie. Trying to break other people, other people there would You know what? You know what? Michael, if we refer back to last week, now, when I said to you guys,
We are all rich in the spiritual realm. As jy teruggaan op dit, het jy nie nodig om jaloers te wees nie. Jy het nie nodig om naaiwer te hê nie. Jy het nie nodig om iemand anders se goed te begeer nie. Jy het nie nodig om, noem dit nou maar, bitchy te wees nie. Jy het nie nodig om ja, maar jy het meer as ek scenario te hê nie. Of ek wil meer hê as jy nie. Ja. Want ons is nie veronderstel om op die aarde ons skatte bymekaar te maak nie. Ons het dit laasweek ook bespreek. Ons is veronderstel om ons skatte in die hemel bymekaar te maak. Rian het nog laasweek so 'n oulike grappie gemaak van, het jy al ooit gesien 'n lijksaal met 'n trailer agterna? Nou, Ja. sê Ons my. maak vasgehak op die verkeerde currency, want ons begin rand en dollar en yen en pond raak te sien. Die currency wat hulle in die hemel gebruik is geloof. Ja, Daai is die currency wat jy moet versamel, nie die ander. ja. Ons is veronderstel om ons hemelse skatte bymekaar te maak. En dis hoekom ons dan met naaste liefde aan mekaar dit moet betuig. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Nou okay, kom ons kyk gou, wat sal die wet wees? Kom ons kyk gou. Daar is 'n paar Bybelversies wat ons kan kyk na. Ons gaan kyk na Matteus 5 vers 13. Ekskuus julle, ek het net 'n Engelse Bybel saamgebring, so julle luister in Engels. Vers 13 sê, and nee, dit is die verkeerde versie, dit is 4 vers 13, ek wou sê, dit lyk nie reg nie. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its flavor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and trodden under the feet of men. Okay, so nou, ons het die versie mee begin, en dit beteken, wanneer ons nie meer soutwaardig is nie, is ons so goed as om opgetrap te word, weggewerk te word, uitgewerk te word. Kyk, die volgende versie is Levitikus 2 vers 13. Okay, net om terug te kom, in verband met Matteus 5 vers 13, dit is persevering life and faith. Dit is om jou lewe en jou geloof, ek wil amper sê, ja, beskerm is 'n beskerm, Listen, yeah. ja, en te preserveer, wat beteken om dit deugsaam te hou, Dan die volgende ene, dit gaan oor purification and cleaning, en dit vind ons in Levitikus 2 vers 13, wat sê, and every oblation of thy meat offering shall thou season with salt, neither shall thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking of thy meat offering. With all thine offering thou shalt offer salt. Lees ek reg? Ja, ek sal ook op jou. Ek gaan hom net weer lees, dat ons net hom reg verstaan. And every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt. Neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God, and be lacking for thy meat offering. With all thine offerings
thou shalt offer salt. Verstaan ek reg as ek sê met al die meat offerings was daar sout by betrokke? Ja, Okay. So dis presies soos ek dit verstaan het. Leviticus 2:13. Nou kyk, as julle Levitikus gaan lees, sal julle verstaan waar elke offer moet so gedoen word, so gemaak, so. En hier sê dit uitdruklik dat sout betrokke was by die meat offerings. Leviticus 2. Vers 13. Okay. Net sê, ek hoor daar. Net sê nie, jy is van die pad af. Okay. Gooi sout op al jou graanoffers. Dit sal aan God se verbond herinner. Moet nooit vergeet om sout by jou graanoffers te gooi. En dan in die Engelse Bybel sê meat. Ja, And every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt. Neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering. With all thine offerings thou shalt offer salt. so dit is for purification and cleansing purposes. Dan in Numbers 18 vers 19 sê die Here, all the heave offerings of the holy things which the children of Israel offered unto God have I given thee, and thy sons and thy daughters and thee, by the statute forever. It is the covenant of salt forever before the Lord unto thee and to thy seed with thee. So, sout is ook 'n tekening van 'n verbond en loyaliteit. Covenant and loyalty. En dan die laaste versie wat ek gaan doen. Right. But everything that you do, you gotta have salt. You gotta have good salt. Yeah, but now this is salt in the spiritual sense. Yeah, well, remember we are talking about the spirit, Yeah. as I explained to you guys last So week. what salt does for food? That's what you put in. And- You trust, the grace, we got grace and you trust in Him, and you believe that He'll be there and cover you and everything. Yeah. That's it. Yeah. Galatians 5. Fruits of the spirit. That pretty much covers it. Yeah. So that's that. Yeah. That Wat stoei ek nou so? My man, nou gaan jou vrou 'n baie snaakse vraag vra en almal gaan seker vir my vra wat swaar met my. Kolossense. Ou of Nuwe Testament. My vingers wil nie vanaand enigiets doen in hierdie Bybel nie. Colossians. Colossians. Is Nuwe Testament. Okay. Ephesians. Colossians. Efesiërs, Filippense, Colossians. Philemon Hoeveel Colossians soek jy? 4. Vers 4 to 6. 4 to 6. 4, ja, 4, nee, Philip, Colossians 4. Colossians 4 verse 6. Okay. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. So that, ja, lees of ons in Engels? Right was. Excuse, ek gaan nou nie dan Bybel lees, want ek het kwaai. That's fine. Colossians 4 verse 6. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. So, dit gaan oor enhancement en influence.
Jy weet, dis nou kom ek weer terug wat ek laasweek ook gesê het. Dit wat ons uit ons monde uit laat kom, is wat Dit moet vry wees. En dit moet 'n impak hê, positiewe impak. presies. En ons moet ophou om ook dood te spreek. Ek het laasweek met julle gepraat ook daaroor, dat lewe lê in die tong, of lewe en dood lê in die tong. Want as jy negatief spreek, gebeur dinge negatief. As jy positief spreek, gebeur dinge positief. Solank as jy aanhou om negatief dinge in jou lewe te spreek, gaan dinge bly negatief bly. En nou kom ek terug na laasweek toe weer eens waar ons gepraat het oor die spiritual realm. Onthou ouens, alles wat ons beleef of doen of wat ook al, beïnvloed die geestelike realm. Dit beïnvloed wat daar gebeur. Dit beïnvloed wat gebeur tussen die bose en die goeie. En ek wil gou vir julle iets vertel. Kom ons maak so. Kom ons sê nou, ek het 'n gaga dag gehad. En ek kom nou by die huis. En ek beklei met almal wat in die huis is. Weet jy wat maak jy? As jy so in jou huis inloop? Jy bring demons saam met jou in. Jy bring demons saam met jou in. Dan is jou huwelik skielik nie meer lekker nie, jou verhouding met jou kinders is nie lekker nie, en jy wil weet hoekom. Alles is net verkeerd. Want in die spirit het jy daar die duiwels in jou huis ingebring. Jou bad luck, ja. Ja, noem dit nou maar bad Ons luck. YouTube-kanaal met die naam Darman Studios. D-A-R-M-A-N, Darman Studios. En hy het 'n videoetjie gemaak wat hy noem The Dump Truck. The dump truck. Soos as lorry. Ja. Ja. Hy sê, jy het 'n slegte dag. Nou kom iemand verby jou wat eintlik niks aan jou gedoen het en nou damp jy al daai baggage op hom. Nou het hy die baggage by hom. Wat doen hy? Hy loop na die volgende ou. En die volgende ou het hy 'n argument en hy damp al daai rubbish op hom. En so aan en so voort. Ja. En dis- een reaksie. En dit is presies wat gebeur wanneer jy positief spreek. Nou loop ek verby jou in die straat. Hallo, hoe gaan dit? Nou sê, kwat. Nou voel ek ook lekker. Ja. Because I had somebody that gave a bit of positive influence in my lewe. Ons moet ophou om so te loop. As skouers van ons wat daar op die grond sleep. Ons het nie nodig om die wêreld te dra nie. Ons het regtig nie nodig om die wêreld te dra nie. Die man wat die wêreld gedra het aan die kruis gesterf vir ons sondes. So waarvoor wil jy nou die wêreld dra? Nou Jesus het al reeds gedoen het. Vir jou en vir my. Dis tyd dat ons begin besef die reality wat daarin is om 'n kind van die Here te wees. Because it is a reality. It's not just a myth, it's not just a hobby, it's not just wat noem hulle dit? 'n baie kerke is maar net it's a ek wil amper sê a figment of my imagination. Ja. Verstaan jy wat ek sê? Dit is nie net 'n ding nie. Dis nie net 'n party nie. Dit is nie net 'n samekoms van mense wat lus is om te skinder nie. Kom ek sê vir julle, dis tyd dat ons besef, God is so regtig soos wat ek en jy is wat hier sit. En solank ons God daar in 'n, ek wil amper sê, in 'n vaas prentjie hou, gaan ons nooit die werklikheid van God leer ken nie. Gaan ons nooit die werklikheid van God in ons lewens ervaar nie. En ek weet, dit klink of ek hamer op dieselfde ding, maar dit is vir my van uiterste belang, dat ons catch a wake up. Catch a wake up in the spirit. Ons is te geneig om te sê, ag, ek het so 'n goeie dag. And our negativity spills over. Spills over. Spills over. En ek weet, ek is net so skuldig daaraan.
Ek is net so skuldig daaraan, soos enigiemand anderster. En ek moet vanaand vir die Here gaan sê, jammer Here, vir my mislikheid. Jammer Here, dat ek met die mense rondom my mislik was. Ek is die ene wat vanaand face the music. Want dis nie hoe ek veronderstel is om te wees nie. Ek is veronderstel om Jesus se sout te wees. Ek is veronderstel om Jesus se lig te wees. En ek gaan nie dit justify om te sê, maar ek is ook maar net 'n mens. No. Because that is nonsense. Ek wil weer verwys na Galasiërs 5. Ek het nou net gepraat van vrugte van die Gees. Ja, Maar die eerste seksie van Galasiërs 5 is eintlik vrugte van die sonde. ek het dit genoem nou. Ja. Ek sal gou weer terug gaan daarna toe. Ja. Dit is die afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Hmm. En dis die dinge wat ons moet wegbly van. En nou wil ek vir julle sê, afgoderry. Almal dink altyd, as iemand praat van afgoderry, sorry, iets aan my netjie. Daar is ons afgoed vanaand. That is not. Dis nie die afgoed waarna ek verwys nie. Ja. Dis een voorbeeld. Hy? Okay, dis een voorbeeld. Ja, maar okay, kom ek verduidelik dit so. Ons, en ek praat nou van wat ek van kennis dra, ek mag verkeerd wees, maar ons het nie sulke goed in ons huise wat ons aanbid nie. Daar is mense wat dit doen, maar ons doen dit nie. Maar ons het 'n ander probleem. Ek tel ons ponde. Yes, ek het vandag lekker moola gemaak. Ja. Mammon, ek is lief vir jou. Afgod. Mammon is die grootste afgod wat bestaan. Want ons begin eers hinke na daai 'n 10 rand. 'n 50 rand. 'n 100 rand. 'n 1000 rand. Hoe meer dit word, hoe meer wil ons hê. Hoe meer begin ons, ek wil sê, ons fokus van die Here afhaal. Because now our eyes on the money. En ons vergeet waar die provider is. Waar is daai God van ons, wat eintlik ons gee wat ons nodig het. Want geld koop nie geluk nie. Geld koop nie voorspoed nie. Hoeveel ryk mense is daar in hierdie wêreld, wat werklik waar vir jou kan sê hulle is gelukkig? Can I say, she's my sister, she's got more money working in her ID card. Okay. She's the most unhappy person that is. That is absolute one of the most perfect examples. Money does not make you happy. Ja, Heilie. You can't buy happiness. Exactly. En is tyd dat ons moet ophou fokus op geld. Dis tyd dat ons ophou fokus op, maar Heilie, Hanlie ry 'n nuwe kar. Ek wil nou ook 'n nuwe kar. Of Michael het vir my swembad ingesit en ek wil nou beter wees en ek gaan vir my jacuzzi insit. Julle kry wat ek tel. Daar's 'n gesegde in Engels wat sê keeping up with the Joneses. Regtig, ons het nie nodig om dit te doen nie. Weet jy waarom moet ons kompetisie hê? I love you more than you love me. Met Jesus. Okay, kry julle my idee wat ek vir julle probeer sê? Ons liefde vir mekaar. En daai liefde moet wees opreg. Sonder haat, sonder skinder, sonder bybedoelings, sonder ek is jaloers op wat jy het, want jy het dit en jy het dat en jy doen dit en jy doen dat en nou se kwaad. Het julle die film Jesus Revolution? Nee, ek dink nie hulle het nie. Ek dink julle het dit gekyk. But, No, It's- they asked. no. Okay. Well, one of the things this pastor, but he's totally happy.
and he goes to this other sour-prune pastor that like despises him. En he's got like die oudste fossiele in sy kerk en hulle is almal so droog soos pruime. Yeah, and then these two pastors find friendship in each other. In the beginning, they really hate each other, but then they find friendship in each other. And the two of them together bring forth this whole revolution. Ja, in the onder die United Hebrews. States. You know, this was in like in 1974. Jesus Revolution, Ja. 1969, 1969. daar rond, ja. Yeah. And they brought forth the biggest revolution that America has ever seen. It's a true story. And one of the things that this pastor, this hippie pastor, his name was Lonnie, if I remember correctly, he says to this older pastor, he says, everybody's looking for the same thing. They're all looking for God. I say, my people, and he asked now part of hippies, I say, find God in drugs. Jy weet? Hy sê, hulle gaan jaag dwelms na. Om God te soek. Want hulle dink, jy weet dat hulle kan die godgevoel kry in drugs. Ja, Ander mense jaag geld na, want hulle dink hulle kan die godgevoel en geld kry. Maar daar is net een persoon in wie jy die godgevoel kan kry. En dis is Jesus Christus Ja. self. There's a movie that I was saw, and I really tried my heart out. I really acted for. Soos ek die pregnancy met die gesnip met betrane and stuff. And it's about a guy that went to jail, and in jail he found the Lord. Once he was in jail, he came out of jail, he went back to jail. Mhm. And the pastor there in the jail spoke to him again and again and again. Eventually he got out of jail. And then he joins in with this church, and he becomes a ministry, goes ministries into the prisons and all this stuff. And then they wanted him to go to children's prisons to go minister to them. And when they done that, they said, but they found out he still got a criminal record. So this guy didn't run away from the criminal record. He went back to the people where the criminal record was and gave himself. And because he was such a bad person, everybody, I mean, the cops used to, when they catch him, they used to beat him because he used to beat the living daylights out of him. It took past 6-7 cops to hold it actually down. And eventually this actually goes back and they get all the cops down to take it back and I walked it. And when they get into prison, he said to the judge, I'm guilty. And the judge said, do you realize that what you're saying is I can lock you up for the rest of your life. You'll never walk out of the streets. And he said, but I am guilty. And they get letters from the ministers in that. And the minister, because this has not been teaching people, criminals about goodness, says to him that this man would be better outside the jail, preaching to the people inside the jail. Ja, And he gets all jobs dropped against him Oh, wow. and gets away. Yeah. Free. And that's just only one person can get, and that's Lord Jesus Christ. Yes. There's no one else against it. I mean, the ministers put all the thing in, and the judge said, give me a chance, and he went to his chamber, took out his Bible, and read his Bible. When he read his Bible, the words came to him. ja, And only once he read his Bible, once he opened up the Bible, so the words came to him, and he came back inside his seat. It And was it is- one of the most amazing movies I've seen. And it's not just, it's a fact of true life. This Yeah. is what really happened. Yeah. Yeah. ja. Yeah. But this is why I say, we have to start somewhere. And the best place to start is with ourselves. Mhm. Gaan hierdie week wat voor lê en gaan kyk waar lê jou sout. Is jou sout sout? Of is jou sout laag? Ek het al klaar, die Here het klaar met my 'n boodskap gedeel vir volgende week en I'm so very excited about it. Maar ja, ek wil regtig hê julle moet net bietjie gaan kyk na julleself. Wat se smaak los jy in iemand anders se mond? Hoe as jy in 'n vertrek inloop en jy weet daar uitloop of jy iets gesê het of nie gesê het nie. Wat se smaak los jy agter? Kom ons sluit die oë.
Halleluja, Here, ons loof en ons prys die wonderlike naam. Dankie, Here, vir die voorreg wat ons het vanaand om te gesels, so saam in 'n groep, Here. Ja, Here, want dit is nie net ek nie, dit is nie net Ria nie, dit is ons. Ons, Here, wat U soek. Ons wat begeer om meer van U te leer. Ons, Here, wat begeer om meer van U te weet. En meer en meer en meer van U te ontvang. Dankie, Here, vir ieder en elkeen wat vanaand hier sit, Here. En ek bid vanaand, Here, dat U die naprediker sal wees. Wanneer almal huis toe gaan, dat U persoonlik by ieder en elkeen van hulle sal gaan stil staan. En dat hulle sal gaan kyk, Here, na wat is hulle sout. En wat se smaak laat hulle agter by mense. Ons bring U vanaand net al die lof, al die eer en al die dank, tot eer en verheerliking van U wonderlike naam. In Jesus naam ontvang. Lord Jesus, Amen. while we're all together here, Lord Jesus, you said there's one or more people, you're in others. Lord Jesus, I pray that work in his kidneys, Lord Jesus. I pray that you heal his kidneys in the name of Jesus. I pray that you take all of the pain away in the name of Jesus. I pray that you guide him in everything he does. And I'm in his business, Lord Jesus. I pray that you guide him and help him in everything he does. Lord Jesus, they are people. They are people that love you. Lord Jesus, to say thank you. Lord Jesus, say thank you that you got them as friends and as teachers. Teach us more about you, God. Say thank you for this in Jesus' name. Amen. Amen. Dankie. Appreciate. Ja.